Ons is nou in Adventstyd, soos julle bewus is. Dis die 4 weke voor Kersfees, wat eintlik gaan oor voorbereiding. Dat God gearriveer het, en vanoggend gaan ons bietjie praat oor dat ek en jy moet wakker word, juis vir God se teenwoordigheid. Ons is verskriklik kundig. Ons beplan. Ek is seker van 'n klomp van julle het al klaar begin beplan oor hoe lyk Kersfees, wie kom nie, wat gaan julle doen, hoe gaan julle vakansie lyk, wat gaan mens doen? Ons is beplanners. Almal beplan. Ek kyk net in hierdie gemeente, dis een vergadering op die ander. Ons beplan. En dis nie 'n slegte ding nie. Beplanning is 'n goeie ding. Ons leef in 'n tyd waar alles vooruit beplan word. Dis nie net ons vakansies wat ons beplan nie, is ons finansies, ons beplan ons kinders se toekoms, soveel dinge wat ons elke dag beplan. Maar Advent gaan nie net oor beplanning nie. Advent gaan baie daaroor oor die voorbereiding van my en jou hart. Vir dit wat gebeur en waarvan ons bewus word oor wat ons vier, juis in hierdie tyd, gaan Advent dat ek en jy voorbereid sal wees ons hart. Nou daar's 'n groot verskil tussen beplan en voorbereid wees. Kom ek maak dit prakties. Julle sou sê dis dalk dieselfde ding. Om te beplan en voorbereiding is dit nie dieselfde ding nie. Maar jy kan beplan en nie voorbereid wees nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. Jy kan mooi beplan wie jy nooi en hoe gaan Kersdag lyk en wie almal kom en al daai dinge. En jy kan mense nooi. Hulle kan opdaag. Maar as jy jou hart nie voorberei het om jou lewe oop te maak vir die mense wat jy genooi het nie, kan jy deur Kersdag gaan saam met die mense wat jy genooi het, wat jy lank voorbeplan het. Jy het nie jouself gegee nie. Jy was nie betrokke by mense met jou hart, met jou lewe nie. Want voorbereiding is iets anders as beplanning. Ons kan Kersfees organiseer en mooi beplan en ons kan op die eind uitmis oor Christus se teenwoordigheid. Dit wat hy juis vir my en vir jou kom doen het. So vanoggend wil ons kom ontdek wat juis gebeur in Adventstyd, dat God gearriveer het en dat ek en jy moet wakker raak om te sien waar is God by my en jou elke dag teenwoordig. En ons gaan begin met 'n gedeelte uit Jesaja uit vanoggend. Pragtige gedeelte uit Jesaja 2 uit. En Jesaja sien iets raak wat die mense van sy tyd nie raak gesien het nie. En Jesaja kom vertel iets, want Jesaja sien dat God regeer. Hy alreeds regeer en dat God gaan regeer. Hy sien raak 'n tyd wat mense nie hulself kan indink nie. Jesaja sien 'n tyd waar oorloë ophou en waar die wapens gebruik word juis as instrumente en werktuie van lewe. Ons ken baie oorloë in ons tyd, ons kan onsself dalk nie daarvan indink nie. Maar hoor hoe sien Jesaja God se toekomsvisie raak? En dan is dit belangrik as ek en jy hoor wat God se toekomsvisie is, wat hy al van Jesaja se tyd uit kom uitspreek en sê, God sê, dis wat ek kom doen, moet ek en jy daarvan bewus word, en dan moet ons vra, maar hoe moet ek hierby betrokke raak? So kom ons lees saam Jesaja 2, ons gaan die eerste 5 verse lees. Die woord wat aan Jesaja, seun van Amos, geopenbaar is, in verband met Juda en Jerusalem. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan as die hoogste van die berge. Hy sal bo die heuwel stroom. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie volke sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob. As hy praat van huis, dan praat hy baie keer van die tempel of die teenwoordigheid van God. Hoekom? Sodat hy van sy paaie kan leer en ons sy weë kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom
En die woord van die Here uit Jerusalem, hy sal reg spreek tussen die nasies, die reg handhaaf vir talryke volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeimesse. Sien jy hoe word die wapen instrument van lewe? Snoei om 'n boom te snoei sodat hy nog meer kan dra, nog meer vrugbaar maak. Swaarde word ploegskare om te ploeg, gereed te maak vir 'n oes. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Huis van Jakob, en nou kan ons insit hier, huis van Sanwood Park, kom, laat ons leef in die lig van die Here. So, ongelooflik gedeelte, as Jesaja hierdie toekomsvisie raak sien, dan besef ons, ek en jy kan nou alreeds anders begin leef. Ons moet nou reeds in hierdie lig leef wat God vir ons kon vertel het. Hy gee vir ons hierdie visie, waar God teenwoordig is by elke mens, by ons, by sy mense. En hy sê, as God dan teenwoordig is by ons, moet ons lewens verander. Want hy is hier, hy is teenwoordig. God se toekomsvisie is nie net vir eendag in die hemel nie, sy toekomsvisie is vir hier, die dinge alreeds hier in ons lewens moet verander. En daar's 'n paar dinge wat hierdie gedeelte vir ons help om te verstaan hoe God se teenwoordigheid 'n verskil maak. Want dit sê die nasie sê ons sal opgaan na die huis van die Here toe, en dan word daar 'n klomp dinge gesê, maar sy kinders sal by mekaar kom om saam in sy teenwoordigheid te wees, maar ook om saam te leer hoe lyk dit om te leef op pad saam met die Here. 'n tweede ding in vers 4 praat hy van hoe ons gaan saam leer, die woord van God gaan leer, en ons eie maak, dat ons dit nie net verstaan nie, maar dat ek en jy daai woord gaan leef. En in die 5de vers sê, jy gaan dan verder, hoe die kinders nou al sy wil, wat hy beplan het, alreeds nou gaan begin leef en moet leef. En dit is wat die Here eintlik vir my en vir jou oproep, ook juis in hierdie adventstyd. Dat hierdie toekomsvisie alreeds vandag my en jou se lewe moet verander. Oor hoe ons leef. En dat ek en jy nie verskonings moet maak oor ons omstandighede, die wêreld wat ons leef, die moeilike uitdagings wat ons het nie. Dit moet nie ons fokus wees nie, maar as ons raak sien wat God wil hê ons moet doen, want dit is wat Jesaja sê, ek sien dit wat gebeur, dan roep ons op om nou te begin anders leef. En ek wil volgens vir jou 'n vraag vra. Oor hoe kyk jy? Kyk jy vas in dit wat nou nie gebeur, of sien jy al dit wat God beplan vir my en vir jou? Wat sien jy? Juis wanneer jy na jou lewe kyk. Kan jy raak sien, waar is God besig om te werk, of waar wil ek werk, maar jy is nog nie gehoorsaam om saam te werk en oor te gee in daardie areas nie. Is jy bewus dat God in jou lewe moet werk, of ploeter ek en jy net voort elke dag? Waar sien jy God in Suid-Afrika werk? Of kyk jy net vas in al die probleme wat ons het, en al die slaggate, en al die slegte goed wat gebeur? Of sien jy raak dat God in Suid-Afrika groot dinge wil doen? Want as ek en jy dit nie raak sien nie, hoe gaan ek en jy betrokke raak om deel van God se oplossing in hierdie land te word? As ek en jy nie raak sien dat God teenwoordig is hier in Suid-Afrika en dat hy hier wil werk nie, dan moet ek jy bewus word daarvan, God is in my en jou lewe werksaam, hy is in Suid-Afrika werksaam, en hy nooi my jou uit om sy toekomsvisie ook vir hierdie land en vir hierdie wêreld raak te sien, waar hy in beheer is, waar hy regeer. Hoe kyk jy na die laaste paar dae van hierdie jaar? Hoe kyk jy na volgende jaar 2026? Sien jy maar net 'n lewe aan, ek moet nou maar net hierdie volgende klomp dinge af te doen volgende jaar? Of is jy al reeds besig om te kyk, maar wat gaan God in ons lewens, my lewe doen in die jaar wat voor lê?
As jy vir mense daar buite vra dan oor wat sien hulle raak in hulle lewe in Suid-Afrika, dan sê hulle onsekere ekonomie, oorlaaide gesinne wat oorweldig word met alles wat van hulle geëis word, digitale moegheid, angs, verdeeldheid, selfbeskerming, alles gaan net oor self. Maar Jesaja sê nee, as God werklik regeer, dan moet ek en jy anders leef, dan moet ons raak sien hoe en waar God regeer, en ek en jy moet begin gehoorsaam raak, en toelaat dat hy regeer ook oor my en jou lewe. Ek en jy moet nou al reeds sien, dat God is teenwoordig, en dat hy besig is in ons wêreld, en dan moet ek en jy dit nou al begin loop, die pad wat hy vir my en vir jou vra, en dis wat hy Jesaja kom aankondig het. Jesaja kom help ons eintlik om te verstaan, dat ek en jy die lig moet sien. En dit help ons dat God se toekoms alreeds my nou, my hede, kan en moet verander. Dat ek hier klaar moet begin leef vir dit wat God beplan het in die toekoms. So ek wil vir jou sommer net 3 vrae vra vanoggend, om te hoor of jy al daar is, of jy dit raak sien. Jou lewe word tans gedryf deur die nuus of die omstandighede, die planne wat jy het, of word jou lewe regeer deur die hoop wat Christus het vir ons? Tweede vraag. Die besluite wat jy neem jy die besluite om te oorleef? Neem jy besluite uit vrees? Of neem jy besluite in vertroue om gehoorsaam te raak en dit wat die Here vra, maar jy nie nou noodwendig sien nie? Derde ding. Leef ek of God afwesig is, of leef ek of dat God teenwoordig is? Baie mense leef, glo in God, maar die manier hoe hulle leef is asof God nie teenwoordig is nie. En dis eintlik wat Jesaja vir ons help om te sien, nee, ons moet begin anders kyk. Ons moet begin raak sien dat God teenwoordig is en sy lig met my toekoms verander. Wil ek jou bring by 'n volgende teks uit Romeine 13 uit. Pragtige 3 verse wat Paulus vir ons help, eintlik om te verstaan hoe belangrik is dit dat ek en jy moet wakker word daarvoor, vir dit wat God beplan, sy visie. Nou Paulus skryf vir 'n kerk wat aan die slaap is. En dis nie noodwendig omdat Paulus 'n slegte prediker is nie, en in sy preke geslaap nie. Hy gee 'n boodskap vir 'n kerk wat slaap. En luister hier, wat sê hy in Romeine 13 van vers 11 af. Boonop, ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dis amper dag. Kom ons doen nou dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Luister, beklee julle egter met die Here Jesus Christus. Kan ek daai net weer lees? Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard van sy drange te bevredig nie. Ja. Gedeelte sê so mooi, trek vir Christus aan, beklee julle met Christus, sodat julle nie daai ou lewe lewe nie, maar dat julle nou hierdie nuwe lewe in 'n nuwe toekoms kan kom leef. Dis so hartseer hoe baie gelowiges geestelik slaap in ons tyd. En Paulus praat met my en jou, met die kerk in Suid-Afrika, wat aan die slaap is, vir dit waarvoor God ons roep.
Want ons is so besig geraak net met ons eie wêreld. En hy's besig om vir ons op te roep om wakker te word. Want om wakker te wees beteken nie net om kerk toe te gaan op 'n Sondag nie. Dit beteken nie net om in God te glo en 'n goeie mens te probeer wees nie. Maar om wakker te wees beteken om bewus te wees dat God teenwoordig is in my lewe, in my elke dag lewe. Ek moet dit dalk anders sê. Ek en jy moet doelbewus God se teenwoordigheid in ons lewens sien waar ons elke dag leef, want dan gaan ons anders leef. En dit beteken ek en jy, as dit waar is, dan gaan ons die ou lewe gaan ek en jy begrawe, ons gaan dit aflê. En ek en jy gaan daai wapenrusting van lig aantrek en ons gaan Christus aantrek en ons gaan anders begin lewe. Beteken 'n leefstylverandering in elke dag wat ons doen. Beteken nie net om minder sonde te doen nie, of minder selfsugtig te wees nie, maar wat dit vra dat ek en jy meer van sy liefde sal ontvang en sal gee. Beteken ek en jy meer in eenvoud sal leef. Ek en jy meer met integriteit sal leef. Want niemand sien nie, dat ek nog steeds die regte ding sal doen dit wat die Here vir my vra. Al sien niemand anders dit raak nie, om meer in die lig te leef. Dis waarvoor die Here ons oproep, om meer diensbaar te leef. Want dis hoe ons sien dat God gearriveer het, wanneer ek en jy wakker word vir sy teenwoordigheid. En hier's 4 vrae wat ek vanoggend vir jou wil gee, wat jy jouself vanoggend moet afvra. Waar het geestelike luiheid by my ingetree? Waar maak jy verskonings? Ek het nie tyd nie, is te besig, daar's te veel eise, dat jy nie meer geestelik groei of met God op pad stap nie. Waar het jy geestelik lui geword in jou lewe? Tweede vraag. Waar het ek aanvaar dis maar hoe dinge is? Waar het jy ophou begin raak sien dat God werk en God teenwoordig is en dit wat jy dink nie kan verander nie, kan God verander? Waar het jy ophou om God te vertrou dat my lewe ingrypend kan verander, dat Suid-Afrika kan verander? Kom glo ons dit nie meer dat God teenwoordig is en dat hy werk nie. En dat hy al wat hy vra is dat hy sy kinders vra om saam met hom te werk. Maar as al sy kinders in Suid-Afrika in die slaap is en agteroor sit en sê niks in Suid-Afrika sal ooit verander nie, dan gaan niks verander nie. Maar die oomblik wanneer ek en jy besef God regeer en hy wil werk en hy nooi ons uit, hy vra my en jou gehoorsaamheid, dan kan ons anders begin doen. Dan is dit nie meer hoe dinge is nie, dan raak ons gehoorsaam aan dit wat God van ons vra. Derde vraag. Waar het ek ophou glo dat God my daagliks lewe aktief wil vorm? Besef jy, God wil jou lewe verander en vorm en nuut maak. Wanneer het jy ophou om saam met hom te werk? Wanneer het jy ophou om gehoorsaam te word? Want die Here is eintlik besig om vir my en vir jou vandag te sê, word wakker. Raak gehoorsaam my, aanvaar my, laat my toe om teenwoordig te wees in jou elke dag lewe, dat ek jou lewe ingrypend kan verander. Nou wil ek jou vat na ons laaste teks vanoggend toe, Markus 1. En as Johannes kom preek het in daardie tyd, het hy mense kom ontwrig. Hy het mense opgeroep in 'n nuwe rigting, het mense opgeroep om te besef, mense wat hulle het so godsdienst deel van hulle lewe gemaak, die Jode in daai tyd, dat hulle al hierdie ompaadjies gekry het oor hoe om Sabbat te ontduik, hoe om die 10de te ontduik, hoe om elke dingetjie te ontduik, het al hierdie gebruike en gewoontes en hulle so in die godsdienst geleef. Hulle het nie net die teenwoordigheid van God geleef nie. En dan kom Johannes en hy is besig om vir hulle weer te leer, hulle op te roep, maar die Messias is op pad, is jy reg, is jy gereed, is jy reg vir sy teenwoordigheid, en ontwrig hy kom versier nie die wêreld met sy boodskappe nie, hy kom eintlik hulle ontstel met sy boodskappe. En kom ons luister wat sê Johannes as hy
Of wat lees ons van Johannes? Soos daar in die profeet Jesaja geskryf staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal jou pad gereed maak. 'n stem van iemand wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here gereed. Maak sy paaie reguit. So het Johannes gekom. Hy het in die woestyn gedoop en 'n doop van bekering met die oog op die vergewing van sondes verkondig. Die Here is op pad. Maak sy paaie reguit. Dis wat Johannes kom leer het. Dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. As kinders van die Here is ek en jy veronderstel om die pad reguit te maak, om ander te nooi, om te verstaan, Christus kom weer. Dat ons die paaie nou al moet reguit maak, vir dit wat God wil doen. Sy koninkryk moenie net eendag gebeur nie, dit is ons in die begin gesê, sy koninkryk moet nou al reeds gebeur, en daarom moet ek hier nou werk om die pad reg te maak. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy ophou, juist met daai ding van selfregverdiging. Ons het altyd verskonings oor hoekom ons nie kan doen dit wat die Here vir ons vra nie. Nee, maar almal doen so, hoekom kan ek nie so leef nie? Of, joh, dis baie moeilik in die omstandighede. Ons het baie keer maniere hoekom ons regverdig, hoekom ons nie leef soos die Here wil hê ons moet leef nie. Ek wil hê, ek en jy moet besef dat in hierdie tyd, in Adventstyd, God my en jou eintlik oproep om te verstaan dat hy teenwoordig is. En dat God, as hy teenwoordig is in my en jou lewe, vir my en vir jou oproep om te sê, is jy bewus dat ek hier is? Is jy bewus dat ek wil die paaie in jou lewe reguit maak en dat jy die paaie in die wêreld moet reguit maak deur hoe jy leef? En dit gaan vra dat ek en jy ons skuld moet bely. Dat ons regtig eerlik voor God is en sê, jammer, Here. Dat ons verhoudings sal herstel. Dat ons daai trots sal neerlê en sal buig. Dat ons diensbaar sal raak in sy koninkryk. God se teenwoordigheid troos ons nie net dat Christus hier is nie, maar dit konfronteer ons ook. Maak reg dit wat verkeerd is in jou eie lewe. Maak reg dit wat verkeerd is in ons wêreld. Is die Here besig om vir ons op te roep. En ek weet ons leef in 'n tyd waar 'n gejaagde ritme is, vol agendas, vol inboxe, vol emosionele uitputting. Maar as jy is in hierdie tyd wat God vir my en vir jou herinner, God is hier, hy is teenwoordig, hy het gearriveer. En die vraag is nie of God hier is nie, die vraag is eerder, leef ek asof God hier is? Leef jy asof God teenwoordig is in jou lewe? Skep jy vir hom ruimte, laat jy hom toe. Ek wil afsluit. Vir jou sommer net 'n regulêre gewoonte gee, dat jy dalk kan help om God se teenwoordigheid bewus van te word elke dag in jou lewe. Wil jy nie in hierdie week, en jy kan doen dit asseblief langer, nie net in hierdie week nie, maar juist in hierdie week, wil jy nie begin om in te oefen, om in die oggend as jy wakker geword het, vir 5 minute stil te word, en net te sit en bewus te raak van, God is teenwoordig by my, hy is hier, hy is teenwoordig in Suid-Afrika in ons wêreld. Sodat ek en jy daai oggend en daai 5 minute net ons lewe kan oopmaak en vir die Here sê, hier is ek, Here. Werk in en deur my. En lees, as jy nie in die oggend jou stiltyd hou nie, jy doen dit dalk in die aand, lees dalk in die oggend 1 vers. En dan gaan begin daai vers te leef daardie dag. En probeer raak sien, jou oë oop te maak, waar jy ook al gaan, en vir jou dieselfde vraag, waar is God besig, hier waar ek besig om te werk, tussen al die syfers, of tussen alles wat ek doen, waar is God hier besig, in verhoudings met mense, waar wil hy hê,
moet ek vir hom werk. Dat jy net so jou lewe sal oopmaak vir hom. Mag ek en jy elke dag so in God se teenwoordigheid leef.